Goeiedag liefde, ek hoop het gaan regtig goed met jou vandag. Van my en die hele beleefspan, baie dankie dat jy tyd maak om saam met ons in God se woord tyd te kan spandeer. Ons waardeer julle werklik so baie en regtig diep uit ons hart uit, waardeer ons julle opreg. Nou kom ons, wees dit gou eerlik met mekaar, net vir 'n oomblik. Ons almal het sekere dele van die Bybel wat ons geniet, wat ons liefhet, né? Is dit so nie? Daai verse wat ons bemoedig, wat ons laat goed voel, wat ons herinner dat God ons liefhet, né? Daai verse staan graag uit en gewoonlik palmboomwater uit. Dis verse wat ons kan aanhaal. Maar daar's ook ander dele. Daai dele wat ons uitdaag, wat ons konfronteer, wat iets van ons vra, iets van ons vereis. En dis gewoonlik hier waar selektiewe gehoor beginne inskop, né? Dis waar ons praat hierdie week, selektiewe gehoor. Paulus skryf ons in 2 Timoteus 4 vers 3. Daar sal 'n tyd kom wanneer mense nie meer die gesonde leer sal verdra nie, maar vir hulself leraars sal bymekaar maak wat sê wat hulle graag wil hoor. Geliefde, kan ek dit net prakties maak. Ons is geneig om te luister na wat ons troos, maar weinig, nie altyd nie, na wat ons verander nie. Ons hou van stellings soos God is liefde, maar ons skiep maklik oor die volgende gedeelte wat sê, neem jou kruis op en volg my. Ons hou van God wat vergewe. God het my vergewe en hy het die mensdom vergewe deur Jesus Christus, maar ons ignoreer die opdrag wat sê, bekeer jou, verander, draai weg van jou ou lewe. Nou kan ek jou iets vra. Is daar dalk dele van God se woord wat jy bewustelik of onbewustelik vermy? Miskien omdat jy ongemaklik maak, of jy voel ongemaklik as jy dit lees of hoor. Miskien omdat dit jou uit jou gemaksones wil uitruk en jou uitdaag. Of dalk omdat jy diep binne weet, as ek regtig hierna luister, gaan ek iets moet verander. Ek kan nie dieselfde bly nie, en ek is bang om te verander. Geliefde, hier is die waarheid. Dis nie hard bedoel nie. Ek sê dit met enorme liefde en omgee. 'n Geloof wat net die maklike dele hoor, is 'n geloof wat nie regtig groei nie. Want God praat nie net met jou en my om ons te troos nie. Hy praat ook om ons te vorm. Hy praat om ons te lei, om ons vry te maak, om ons nader aan hom te bring. En ja, partykeer beteken dit hy gaan dinge sê wat jy nie noodwendig wil hoor nie, maar jy het nodig om dit te hoor. Maar dis juist daar in daai spasie waar groei gebeur. En as ek jou vandag net kan uitdaag, wil ek vir jou sê, moenie net luister na wat lekker voel nie, luister na alles wat God sê. Luister na die moeilike dele, luister ook na die uitdagende dele, selfs die dele wat jou laat dink, wat jy wil amper sê, Eina, dis nie regtig vir my nie, maar ek moet dit hoor, Eina. Nee, ons moet, nee, want daai is gewoonlik die oomblikke waar God die diepste werk in ons harte. Dis waar hy regtig transformasie begin meewerk. Geliefde, ek hoop regtig dat hierdie onderwerp van laasweek se soort van Christus, en hierdie week waar ons gesels oor selektiewe gehoor, jou hart en jou gedagtes sal skuif, om net anders te begin dink oor hoe jy jou tyd spandeer in God se woord, jou tyd spandeer tussen mense, en hoe jy jou geloofslewe, hoe jy begin worstel met dit, en hoe jy dit begin uitleef. Want geliefde, daar is min dinge so mooi en so lekker, soos die vrede van God wat heers in en deur ons lewens. So kom ons wees nie skuldig aan selektiewe gehoor, en kom ons luister na alles wat God graag vir ons wil sê. Vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid dat U ons ore sal oopmaak. Here, laat ons nie sal aanhou gaan en net ons ore toedruk en ons oë toemaak en ons wil net niks sien nie, ons wil net niks hoor nie, ons wil net lukraak deur die lewe gaan nie. U begeer nie vir ons so 'n tipe geloof nie, en daarom vra ek, Here, net soos gister, waar ons doeners van die woord moet wees en nie net hoorders nie, bid ek ook dat vandag ons nie mense sal wees wat sê ons is Christen, maar ons is selektief oor wat ons toelaat om ons lewens te verander nie, waar ons is lukraak met die skrif nie, ons soek gemaklike prediking, ons soek dinge wat ons ore streel, en ons net nie uitdaag nie. Nee, Here, ek begeer dat ons lewens sal lewe wat getransformeer word van binne af buitentoe, dat tot godsvrugtig sal lewe, maar vir dit om te kan en moet gebeur, moet ons ook eerlik raak met onsself, en luister wat U nodig het om vir ons, U praat heeltyd met ons, maar ons moet begin luister na wat U sê, en begin doen wat U van ons vra. Dis my gebed in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefdes, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.